Goeiemôre almal. Ons is almal bewus van daai tye wat ons wag vir iets om te gebeur en wat ons op 'n plek kom waar ons dink, het ek ooit reg gehoor of is hierdie 'n belofte wat die Here vir my gaan gee of gaan hierdie ding ooit 'n gestalte kry in my lewe of in my gesin se lewe. As ek kyk na die plek van wag, dan besef ek hierdie is waar ons vrug van geduld gewoonlik beproef word en waar ons die geleentheid kry om hierdie vrug tot wasdom te bring en waar dit ons lewe so kan verander dat ons deur die vrug van geduld ander mense kan inspireer. Nou, as ons kyk na 'n tyd van wag wat gewoonlik 'n tyd van frustrasie in die begin is, dan moet ek en jy besef dit is 'n patroon wat God gebruik om ons te vorm en ons te kry op die plek, veral op die plek van geloof waar ons hom sal behaag. As ons kyk na ons geestelike voorouers, dan kyk ons na Moses, ons kyk na Abraham, ons kyk na Josef, ons kyk na Dawid. Soveel van ons geestelike voorouers het beloftes gehad en 'n profetiese bestemming gehad wat God oor hulle geprofeteer het, maar hulle moes wag, hulle moes prosesse deurgaan en hulle het 'n tyd gehad wat hulle moes gewag het. En vir ons lyk dit baie keer onverstaanbaar, en wanneer ons lees oor Abraham wat so lank moes wag vir Isak en alles wat hy en Sara gedoen het om hulle eie vlees, hulle eie intellek, hulle eie verstaan van hierdie profetiese woord in vervulling te bring, ten spyte daarvan het niks gebeur nie. En as ons lees oor hulle, selfs Moses wat 40 jaar moes die Israeliete lei in die woestyn, terwyl die beloofde land die belofte is, dan klink dit vir ons nie vreeslik lank nie, want ons lees dit in die Bybel, dis 'n afgehandelde ding. Maar as ek en jy onsself in daai plek plaas van hierdie manne en hierdie vroue, dan besef ons dit maak dit 'n ander prentjie. Nou as ons kyk na die tyd van wag, wat gebeur in 'n tyd wat ons op die Here moet wag? In die eerste plek, julle het elkeen al agtergekom, wanneer ons beloftes het, wanneer ons goed sien wat in die proses is om te gebeur, dan is ons fokus gewoonlik daarop en dan is ons fokus maklik op ons eie vermoëns en ons eie intellek en ons eie talente. En op hierdie plek wil die Here, dink ek, in die eerste plek hê, ons moet ons fokus na hom toe draai. So in die plek van wag gebeur daar soveel belangrike dinge in my en jou lewe. En ek is so dankbaar dat die Here gee nooit vir ons die tyd duur van 'n wagtydperk nie. Ek dink anders sou dit baie van wat moet gebeur in ons lewe uitgehaal het. En as ons kyk na die wagtye wat gewoonlik 'n toets is, dan weet ons een of ander tyd gaan dit eindig, maar ons weet nooit hoe lank nie. Die groot ding hier is, ons kan nie opgee nie, ons moet ons oë op die Here hou en ons moet toelaat dat ons geloof gebou word. Paulus het 'n belangrike ding gesê vir Timoteus. Hy het gesê, fight the fight of good faith, wat beteken, veral in hierdie wagtye, dat ek en jy ons oë op die Here gefokus hou, op sy woord, op sy beloftes, en maak nie saak wat die omstandighede sê nie. Ons glo vas dat God gaan deurbreek vir ons op hierdie plek. So ons bou ons geloof in God, nie in die beloftes nie. Baie keer kyk ons so in die beloftes vas, dat die beloftes eintlik ons eindpunt word, in plaas daarvan om te weet dat die eintlike saak maak van hierdie hele wagtyd is my en jou se lewe wat moet verander, ons gedagtes, ons fokus wat moet verander, en dan natuurlik ook ons geloof wat moet verander, dat ons al meer en meer sal besef dat dit net God is wat vir ons kan deurbreek. En 'n groot ding wat gebeur met my wanneer ek in 'n wagtyd is dat my afhanklikheid van die Here groei. En dat ek op 'n plek kom waar ek letterlik
voel, daar is niks wat enige sin het, behalwe om my oop die Here te hou nie. Dis net hy wat kan deurbreek. En weet jy, nie net 'n kwessie van dit is net hy nie, 'n kwessie van ons hart moet verander, dat ons wil toelaat dat net die Here deurbreek, dat ons sy hand sien, dat ons sy deurbrake sien, dat op hierdie plek van wag 'n plek sal wees waar ek en jy hom sal loof en prys, want daar is niks anders wat ons kan doen nie. Ek onthou so goed dat Apostel Tim het een keer 'n woord vir ons gebring hier in die gemeente waar hy gesê het, daai tye wat ek en jy wag, dit is die tyd waar ons op die Here hou, maar ons hou aan om hom te aanbid. So in 'n wagtyd is ons aanbidding vir hom baie belangrik. En ek het die afgelope tyd die Here so met ons gepraat ook oor, dit is 'n tyd waar ek en jy regtig waar in ons taal bid en die Here vertrou vir sy deurbrake en vir sy regte tyd. En in hierdie tyd van wag sal die Here ons baie keer lei om geestelike oorlogvoering te doen, want onthou die vyand probeer altyd byvoeg by dit wat ek en jy moet deurgaan. En my gebed is altyd dat die Here my op 'n plek sal kry waar ek my humble voor sy hand, maar ek weier dat die vyand enige iets vir my kom moeiliker maak as wat ek moet deurgaan. Dat ek onder die Here se beskerming sal bly, maar dat ek sal bly op 'n plek waar hy my geloof kan bou en waar ek soos Abraham, soos Moses, soos Josef, soos Dawid sal besef, God is besig om my te leer en hy is besig om my te vorm in die persoon wat ek moet wees om 'n getroue diensknegt te wees van waarheen hy besig is om vir my te lei. So ek wil julle elkeen wat wag, wil ek aanmoedig en sê, om te wag op iets is 'n baie belangrike proses. Natuurlik is dit frustrerend, maar hierdie is eintlik 'n goddelike frustrasie. Dis nie 'n frustrasie wat my en jou moet afbreek nie, is iets wat ons moet opbou en dit is iets wat ons 'n opgewonde afhanklikheid moet gee teenoor die Here. En ons moet weet, baie keer die vyand weet ons is in 'n wagtyd en hy probeer ons moeg en moedeloos maak dat ek en jy net eenvoudig kan stop en ons oë van die Here afhaal en net die beloftes laat gaan. Maar as ons kyk na wat die Here gedoen het in Dawid se lewe, in Josef se lewe, in ons ander voorouers se lewe, Dawid was 'n hele klomp jare wat hy moes wag en wat hy moes beklei en wat hy moes bly staan en toelaat dat die Here in die proses van wag hom voorberei om die leier en die koning te wees wat 'n man na God se hart is. En baie keer sê nou maar daar is 40 jaar soos in Moses se tyd. 39 jaar kan ek en jy nie uit hierdie ding uit klim nie, want dit vat 40 jaar. God het 40 jaar bepaal, dat ek en jy bly in die tyd wat die Here vir ons bepaal het, maar dat ons op hierdie plek om aanhou loof en prys, sodat ons verhouding en ons geloof kan groei na 'n plek toe, waar ons 'n verklaring het om te sê, ons het 'n trek rekord met ons God. Hy sal ons nooit in die steek laat nie, en hy is getrou tot in alle ewigheid. So daar is geen plek waar ons kan opgee voor die tyd nie. En ek wil vanoggend vir ons lees die bekende stuk in Jesaja 40, wat die Here so baie vir ons almal gee oor die arend. Maar ek wil dit in die Passion vir ons lees. Your God says to you, comfort, comfort my people with gentle, compassionate words. Speak tenderly from the heart to revive those in Jerusalem and proclaim that their warfare is over. Her depth ek wil vir ons eintlik lees vanaf die laaste gedeelte. Hierdie is nou letterlik die gedeelte waar Israel so lank moes gewag het vir die Here. En goed, ek lees vers 25, Jesaja 40 vers 25. The Holy One asked,
Can you find anyone or anything to compare with me? Where is the one equal to me? Daar's niemand wat met ons God vergelyk kan word nie. Lift up your eyes to the sky and see for yourself. Who do you think created the cosmos? He lit every shining star and formed every glowing galaxy, and stationed them all where they belong. He has numbered, counted, and given each one a name. They shine because of God's incredible power and awesome might. Not one fails to appear. Why then, O Jacob's tribes, would you ever complain? And my chosen Israel, why would you say Yahweh isn't paying attention to my situation? He has lost all interest in what happens to me. Moenie laat die vyand na jou toe kom en vir jou sê die Here dink nie eers aan jou nie en die Here het van jou vergeet nie. Dis een van die leuns wat die vyand ons mee wil ontmoedig. Don't you know, haven't you been listening? Yahweh is the one and the only everlasting God, the creator of all you can see and imagine. He never gets weary or worn out. His intelligence is unlimited. He is never puzzled over what to do. Dis my net eenvoudig te wonderlik. Baie keer dan kan ek en jy so wonder en goed probeer uitwerk met ons verstand, maar ons moet net na hom toe gaan, want vir hom is dit geen probleem nie. He empowers the feeble and infuses the powerless with increasing strength. Even young people faint and get exhausted. Athletic ones may stumble and fall, but those who entwine their hearts with Yahweh will experience divine strength. Hier gaan dit oor ons harte, wat ons moet letterlik vasmaak aan die hart van ons God. They will rise up on soaring wings and fly like eagles. They run their races without growing weary and walk through life without giving up. Wat 'n wonderlike belofte wat die Here hier vir ons gee. Hy is absoluut onbeperk, intelligent, vol wysheid, vol krag, vol alles wat ek en jy nodig het. En in hierdie wagtye kan ek en jy na hom toe draai en vir hom vra dat hy ons sal bekragtig, ons sal help in al die plekke waar ons moeg en moedeloos raak, dat ons vir hom sal sê, Here, ek is nou moeg, ek het u krag nodig, ek het u aanraking nodig, maar ek gaan bly staan voor u totdat ek die deurbraak sien wat u in my lewe wil hê. Vader, dankie. Dankie dat Jesus vir ons die prys betaal het en ons teruggebring het na ons Vader se huis toe. Here Jesus, dankie dat wanneer ons moeg is, dan is u sterk. U sê in u woord, wanneer een van ons swak is die ander sterk. Dankie dat ons u het deur u Heilige Gees, maar ook mekaar het om mekaar te bemoedig. So ons wil vandag kom en vra, Here, elke plek waar ons nog moet wag, waar ons wag vir beloftes, waar ons wag vir verandering, waar ons wag vir deurbrake, ons wil net opnuut op hierdie plek kom en onsself aan u kom onderwerp en sê, u is die enigste God. U is die God van deurbraak. U is die God wat in vervulling bring waarvoor u ons geskape het hier op aarde. Bekragtig en versterk ons en word verheerlik. Amen.